4, ons gaan daar die eerste 15 verse saamlees. Die opskrif daar sê, samenswering van die vyande, Nehemia wapen die volk. En vanaand gaan ons kyk, wanneer teestand kom terwyl God bou. Wanneer daar teestand kom terwyl God bou. En terwyl die blaai kan ek vir u noem, die twee groot samensweerders wat teen die volk opgekom het, was Sanballat en Tobia. En hierdie twee manne, gouverneurs en 'n koning, het begeer dat Israel nooit herstel moes word. En alhoewel die Satan se naam nooit in die boek genoem word nie, weet ons, dit is hy wat agter dit sit. Dit is hy wat God se werk, God se plan en God se herstel teestaan. En daarom is Sanballat en Tobia vir u en vir my vanaand eintlik 'n spieelbeeld van dieselfde beraming en dieselfde planne wat die sielevyand het. So wanneer ons lees van Sanballat en Tobia en wat hulle maak, sien ons raak hoe maak die duiwel ook. Kom ons lees daar saam Nehemia hoofstuk 4 vanaf die eerste vers. Ons gaan daar die eerste 15 verse saam lees van Nehemia hoofstuk 4. Maar toe Sanballat hoor dat ons die muur bou, het hy kwaad geword en hom baie geërg. En hy het met die Jode gespot en voor sy broers en die leer van die Samaria gespreek en gesê, wat maak die magtelose Jode? Sal 'n mens hulle laat begaan? Sal hulle offer? Sal hulle dit vandag nog voltooi? Sal hulle die klippe uit die grond ope lewendig maak? Alles dit deur brand verniel? En Tobia die Amoriet het langs hom gestaan en gesê, wat hulle ook al bou, as 'n jakkals daarteen opspring, sal hy hulle klipmuur omgooi. Hoor onse God, dat ons 'n veragting geword het, en bring hulle smaad op hulle hoof terug en gee hulle oor aan die plundering in die land van gevangenskap. En dek hulle ongeregtigheid nie toe nie, en laat hulle sonde nie uitgedelg word voor die aangesig nie, want hulle het u geterg teenoor die bouers. Maar ons het die muur gebou, en die hele muur is tot op sy helfte herstel, en die volk was met hulle hart in die werk. Maar toe Sanballat en Tobia en die Arabiere en die Ammoniete en die Asdodide hoor dat die verbetering aan die mure van Jerusalem vorder, dat die skere begin toeraak, het hulle baie kwaad geword. En hulle het almal met mekaar 'n samesmering gesmee om teen Jerusalem te gaan veg en daar verwarring te stig. Maar ons het tot onsse God gebid en om hulle ontwil 'n wag teen hulle uitgesit, dag en nag. Maar Juda het gesê, die krag van die lasdraers beswyk en die pynhope is groot, sodat ons nie aan die muur kan bou nie. En ons teestanders het gesê, hulle mag niks weet en sien nie, totdat ons tussen hulle inkom en hulle doodslaan en 'n einde maak aan al die werk. En toe die Jode wat by hulle gewoon het inkom en wel 10 maal uit al die plekke aan ons sê, julle moet na ons toe terugkom, het ek op die laaste plek agter die muur, op die kaal plekke manskappe opgestel, en ek het die volk opgestel volgens hulle geslagte, met hulle swaarde en hulle spiese en hulle boë. En ek het dit gesien en my opgerig en aan die ellendes en die leiers en die ander mense gesê, julle moet nie bang wees vir hulle nie. Dink aan die grootte en gedigte, Here, en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vroue en julle huise. En toe ons vyande hoor dat dit aan ons bekend geword en God hulle plan verydel het ons almal teruggegaan na die muur, elkeen na sy werk. Net tot sover die woord van die Here. Kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Vader Here, ons eer U vir hierdie kosbare geseënde tyd in Pinkster wat ons kan spandeer. En ja, Here, waar dit dalk nie die algemene boodskap is uit Handelinge uit, of besonders altyd nou in diepte gaan oor geesvervulling, nie sien ons tog die boodskap van herlewing. En Heilige Gees, in hierdie aand wil ons waarlik vir die geleentheid bied en kom gee, om in ons harte te kom werk, te kom praat, en te oortuig soos dit nodig. Dankie Here dat ons vanaand by U kan staan en weet U ons groot gedigte God en dat U Here ons beskerm, vir ons voorsien en ons deurdra. Kom doen dit ook vir ons in hierdie aand. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou liewe vriende rondom ons oorkoepelende tema wat ons na kyk wanneer God weer bou, het ons 'n verskillende onderwerpe aangeraak. Ons het gesien die Here voor hy aan 'n muur laat bou, begin hy eers by die hart. Herlewing begin by jou en by my. En toe het ons ook gesien Sondag aand dat die Here 'n las op sy kinders se hart kom plaas. Nie om ons te onderdruk nie, maar 'n las vir siele, 'n las vir herstel, 'n begeerte dat God weer in ons lewens sal voortgaan om te bou. En gisteraand in diepte het ons gesien hoe lyk dit wanneer kinders van die Here
saam bou met een doel, een begeerte in hart, en is om God te verheerlik. En nou vanaand kom ons by 'n gedeelte wat praat oor wanneer God begin bou, wanneer daar teestand is. En daarom ons tema, wanneer teestand kom, terwyl God bou. En ons sien dit in hierdie gedeelte uitdruklik raak. Hierdie is nie die eerste keer en ook nie die laaste wat Sanballat en Tobia teen die volk in opstand gekom het. Hierdie is nie die eerste of die laaste uitdaging wat daar vir die volk gebied was in hierdie tyd nie, maar sien ons dit het herhaaldelik gebeur. Die Satan het begeer dat hierdie werk tot 'n stilstand moes kom, dat die saake en dinge wat hier herbou word en weer opgerig word, nie moes gebeur nie. Dit is indrukwekkend om te dink dat die dinge wat hier gebou was, eers die muur en later aan die tempel, is dieselfde tempel waarin die Here Jesus vele jare later sou instap, sou leer en die evangelie sou deel. Dis in hierdie tempelpoorte en gange waar hy ingestap het. Dis hier waar hy die tafels omgekeer het, wat ons van lees in die evangelies. Dis hier waar hy die blindes se oë geopen het, die krepeles weer laat loop het en die wat stom was se monde weer oopgemaak het. Maar hier begin die werk alreeds voortgesit te word. Hier probeer die Satan dit alweer teestaan, maar God laat dit nie kom tot 'n stilstand. En daarom sien ons vanaand, liewe vriende, dat ons moet verstaan dat wanneer ons bou en werk in die saak van die Here, of dit is in my huishouding, of dit is in die gemeente, die gemeenskap, in my werk, waar ook al ek gaan, daar sal verseker teestand wees. Daar sal verseker uitdagings wees. Daar sal altyd waar die werk van God behoort voortgesit te word, sal daar 'n vyand wees wat begeer om dit te verhoed en tot 'n stilstand te bring. Ons sien selfs op Pinksterdag, Handelinge 2, lees ons van hierdie wonderlike gebeur, waar 3000 mense by die Here uitkom, en daagliks het die Here by die gemeente gevoeg. En net 2 hoofstukke later lees ons, hier staan Johannes en Petrus voor die Joodse raad, en moet hulle verantwoording gee vir dit wat hulle gedoen. Daar is 'n teestander, daar is 'n vyand. Maar iets slinks wat hierdie vyand reg gekry het, iets slinks wat hy vandag die wêreld van oortuig het, is dat hy nie bestaan. En daarom dink baie dat dit is 'n opgemaakte sprokie storie wanneer ons praat van die duiwel. Hulle kry die gedagte van hierdie rooi mannetjie met horings en 'n vurk in sy hand, en verstaan hulle nie waarlik wie die sielvyand is. Hoe hy teen alles staan wat God is, hoe hy begeer om die kind van God tot 'n geestelike val te bring, en hoe hy waarlik alles in sy moë en in sy krag doen om die werk van God te verhoed. Nou dank die Here. Ek en u kan vanaand met vrymoedigheid sê dat alhoewel daar 'n vyand is hy 'n vyand wat alreeds oorwin is. Hy loop rond soos 'n seer leeu wat 'n leeu met 'n doring in sy toon het met pyn. Ja, hy probeer nog steeds ons intimideer, hy probeer ons nog steeds tot 'n val bring, maar die oorwinning is klaar deur die kruis behaal, en die Satan se einde is klaar verseker. Maar dit beteken nie dat ek en u gemaklik rustig kan terugsit. Dit beteken dat ons nie vanaand gemaklik kan wees om te dink ons kan bou en nog gaan nooit teestand wees. Ons kan groei en vorder in Christus en nog gaan nooit uitdagings wees nie. Baie mense sê, maar ons moet nie praat oor die duiwel nie. Ons moet nie vir hom plek gee nie. Ons moet nie eers sy naam noem. Kom ons praat net oor die mooi en die goeie en die lekker dinge. En liewe vriende, wanneer ons onbekend is met ons vyand, onbekend met sy planne, sy slinkse opgedrag, sy manier van opereer, dan val ons juis daarvoor. 'n Bekende oorlog wat gebeur het tussen Napoleon, die Franse koning in daardie tyd, en die Duke van Wellington het plaasgevind op 'n area met die naam van Waterloo, soos die ABBA liedjie, né? Ek dink baie van julle dit al gehoor. Daar het 'n baie bekende oorlog plaasgevind. Nou Napoleon was besig om Europa stelselmatig oor te neem en kon niemand teen hom weerstand bied. En wat sy weermag besonder sterk gemaak het, is die kanonne wat hulle gehad het, was veel groter en meer as die van enige ander opponent. En daarom kon geen weermag voor hulle stand hou. Maar omdat die Duke van Wellington bekend was met Napoleon se plan, met sy strategie, hoe hy geweet het hoe hy geopereer en gemaak het en opgetree het hy juis die grond van Waterloo gekies om die oorlog daar te voer. En so het die Duke van Wellington daardie oorlog teen Napoleon se magte gewen, wat eintlik die Here Europa laat skud het om te wys dat hierdie groot heerser Napoleon is nie so oorwin of sterk en magtig soos wat hy voorgee nie, maar hy het kwesplekke.
En baie, ek wil sê, historikus dit gaan opsoek, waarom het hierdie Duke van Wellington dit reg gekry om Napoleon te wen? Omdat hy geweet het wat sy sterkpunt was, wat sy wapens was, hoe hy aangeval het, het hy 'n gebied gaan kies, waar die kanonne sal in gaan vassit, waar hulle nie hulle kon getrek het met die perde tot waar hulle moes staan nie, waar as hulle die kanon sou afvuur, hy nie momentum sou opbou en hop en vele mense tref nie, maar gaan vassit dit in die grond. En sien, liewe vriende, dit is wat hierdie Duke van Wellington uiteindelik die oorwinning gegee het, omdat hy bekend was met die planne van sy vyand. En dieselfde vanaand met u en met my as kind van die Here. Ja, dit is in Christus wat ons oorwinning lê. Hy is die een wat stry, hy is die een wat die oorwinning behaal, nie ons nie. Maar vanaand moet ek en u bekend wees met ons vyand. Hoe om in Christus hom te oorwin en hoe om oorwinning oor hom te kry. En daarom gaan ons vanaand kyk na wanneer daar teestand kom van die sielevyand, hoe behoort ek en u as kind van God te reageer in ons huise? Want ek kan eerlik vir u sê, die duiwel loop nie net hier buite rond nie. Ons ondervind hom in ons huise. Ons ondervind hom in ons families. Ongelukkig ondervind ons homself hier as 'n gemeente. En daarom moet ons waarlik waak en wakker wees vir sy planne. En mag die Here vanaand u en my oë kom open om raak te sien deur die voorbeeld van Nehemia, hoe ek en u kan voortbou alhoewel daar 'n vyand is en hoe hy oorwin kan word. In ons eerste gedagte vanaand sien ons uitdruklik teestand begin dikwels by spot. Teestand begin dikwels by spot. Self by die eerste vers lees ons, maar toe Sanballat hoor dat ons die muur bou, was hy kwaad en baie vererg en hy die Jode bespot. Die eerste aanval teen die bouwerk is nie 'n swaard nie. Dis nie 'n groot leermag wat teen hulle opstand kom nie. Inteendeel, dis glad nie fisies nie. Dit begin by 'n gespottery. Sanballat is kwaad. Hy kyk na die Jode en hy sê, wat maak hierdie magtelose Jode? Hy bevraagteken hulle krag, hulle planne, hulle offer, hulle tyd en hulle vermoë. En dan kom Tobia en hy kom laai nog verdere las. En hy vergelyk dit en hy sê, as 'n jakkals teen hierdie muur sal opspring, sal hy self in tye stort. Met ander woorde, hy sê, julle werk is swak. Julle poging beteken niks nie. Dis belaglik. Julle muur sal nooit hou nie. Let mooi op hierdie strategie. Die vyand probeer nie eers die muur af te breek nie. Hy probeer nie eers die muur aan te val nie. Inteendeel, hy val die bouers aan. En dieselfde vanaand met ons as kinders van die Here. Die Satan probeer nie die kerkgebou verniel en aanval nie. Hy kom nie vir die struktuur nie, maar hy begin by die lidmate, by die kinders van die Here. Deur om net twyfel, wanhoop, onsekerheid, mismoed, tweedrag in ons harte te laat saai. En wanneer ons daarvoor val, het hy sy doel bereik, gedeeldheid. As jy as hy jou moed breek, hoef jy nie jou werk te breek. As hy die spoed in die werk van God wat voortgesit moet word tot 'n stilstand kan bring, dan gee hy nie om oor die neere. As hy jou kan laat glo jy is te swak, te klein, te min, te sondig, te onbelangrik, dan sal selfs ons as kinders van die Here van daardie muur afklim en sê, ek kan nie verder bou. Ek kan nie verder voortsit in my verhouding met die Here nie. Dit is hoe spot werk by ons as kinders van die Here. Spot wil jou laat skaam kry vir gehoorsaam. Spot wil jou laat twyfel oor God se roeping in jou lewe. Spot wil jou oë van die Here af wegtrek en jou op jou eie swakhede vestig en eerder die leuns van die sielevyand te glo. In 1 Samuel 17 sien ons dieselfde patroon. Dawid kom by die slagveld en Goliat spot met Israel in vers 43. Hy sê, is ek 'n hond dat jy my met 'n stok na my toe kom, daag hy hom uit. Goliat spot vir Dawid, maar Dawid antwoord nie uit selfvertroue. Maar inteendeel sê hy in vers 45 van 1 Samuel 17, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n las, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare. En in hierdie vers kom sê Dawid iets besonders. Hy sê nie die oorwinning is in die hand van die Here. Hy sê die stryd is in die hand van die Here. Wat Dawid hier getuig is, God wag nie vir hom aan die einde, na hy die oorwinning behaal het, om hom daar te ontmoet nie. Nee, Dawid sê, die Here is saam met my in die stryd. In die moeilikste, van uitdagendste plekke waar ek myself vind, is ek nooit alleen nie. Daar is my God met my. Dawid getuig, en hy sê, net soos God die beer
en die leeu in my hand gegee het, so sal hy ook hierdie reus in my hand gee. Dawid verwys terug na oorwinnings. Maar hierdie oorwinnings was nie sy eie nie, maar het God deur hom bewerk. En daarom kom hy met vrymoedigheid. En al spot die reus met hom, al kyk hy fisies en, ek wil sê emosioneel op hom af, maak dit nie die jongman mismoedig nie. Laat dit nie die werk van God tot 'n stilstand kom nie. Dawid se krag was nie sy eie nie. Sy krag was die naam van sy God. Dieselfde gebeur by Jesus aan die kruis in Matteus 27. En die verbygangers lees ons, en die verbygangers het hom gesmaad terwyl hulle hul hoofde skud en sê: U wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red Uself. Hulle dryf met hom spot. Die mense spot Jesus juis terwyl hy besig is om vir hulle aan die kruis te sterf. Die mense spot hom, dreig met hom, en tog hou hy dit teen hulle. Want hy weet hy is daar met 'n doel, met 'n roeping en met God se plan wat besig is om uitgevoer te word. Dit beteken, liewe vriende, spot is nie altyd 'n teken dat God afwesig is. Soms kom spot juis wanneer God se werk die diepste aan die gang en besig is. Dink aan iemand wat besig is om 'n ou huis te restoreer. Dalk lyk die plek lelik en stikkend en gebroke van buite en binne. En wanneer mense kom en daarna kyk, dan sien hulle en dink, wat het jou besin om so iets aan te pak? Maar die bouer weet alreeds, hy het klaar die prentjie in gedagte van hoe gaan hierdie huis in die einde lyk. En alhoewel die ander nie dieselfde visie en uitkyk deel nie, weet hy na wat hy werk. En liewe kind van die Here, baie keer raak ons mismoedig wanneer ons 'n taak of 'n uitdaging aanskou. Dit lyk vir ons te groot, te veel, te erg en te swaar. Maar God roep ons om verby hierdie berg te kyk en na die groter doel wat hy in gedagte het. Hou die oë op die einddoel, hou die oë op wat God hierdeur wil bereik. Wanneer God in jou lewe begin werk, moet jy nie verbaas wees as daar stemme van spot kom en jou bedrieg en afbreek. En ja, soms kom hierdie stemme van mense af wat sê jy het al voorheen probeer verander. Wat gaan hierdie keer anders te maak? Of hoe kan jy so belewe as jy nog so sukkel en jy maak foute? Soms kom dit van die vyand wat vir jou en vir my wil oortuig jy is nie goed genoeg. Soms kom dit vanuit ons eie harte waar ons onsself verontmoedig en wat ons dink dat ons nie die Here kan dien nie. Soms kom dit self uit jou verlede wat sê jy sal nooit anders wees nie. Maar die vraag is nie wat sê Sanballat nie. Die vraag is nie wat sê ander nie. Die vraag vanaand wat ek en jy as kind van die Here behoort af te vra is, wat sê my Here? As God jou roep om te bid, bid. As God jou roep om te bou, bou. As God jou roep om te dien, dan moet jy dien. As God jou roep om terug te keer na hom, dan keer jy terug na hom. As God jou roep om jou sonde te los, dan wat gaan jy van dit? Moenie toelaat dat die vyand se spot harder in jou hart klank as God se woord nie. Moenie toelaat dat daardie stemmetjie wat hier in ons oor kom fluister, jy is nie goed genoeg, sterk genoeg, slim genoeg, die oorwinning kry. Baie keer is dit net 2 woorde wat die Satan in jou en my hart wil kom plaas. Wat as? Wat as dit gebeur? Wat as dit so uitwerk? Wat as dit so realiseer en nie so uitwerk nie? Net daardie 2 woordjies is genoeg om twyfel in jou en my hart te bring en die werk van God kom tot 'n stilstand. Toe Israel mismoedig word, toe lees ons, het hulle vlees, hulle beswyk, hulle gemoed het gebreek en die werk van God het tot 'n stilstand gekom. En daarom moet ons vra, wie lei waarlik daaronder? Wanneer ek en u sê, ek gooi die hoed in, ek sien nie meer kans nie, ek is nie waardig nie, ek is nie goed genoeg. Ja, ons kan dalk dink, ag, dit is ons wat 'n verlies ly, maar dit is die werk van God wat tot 'n stilstand kom. Ek onthou as jong seun toe ek tot redding gekom het op die ouderdom van 18 en ek teenoor my vriende begin getuig het, was hulle almal se woorde, jy, 'n Christen, nooit nie. Jy verander nooit nie. Ons weet wie jy is. En dan sê van hulle, ek gee dit 2 weke, ek gee dit 'n maand. En ek onthou die vrees en die onsekerheid wat dit in my hart gebring. Wat as hulle reg is? Wat as hulle reg is? Maar as God in jou en my hart werk, as die Here waarlik 'n roeping op ons lewens plaas, verandering in ons bring, kan geen mens, hoogte, diepte, laagte, engel of enige gedierte daar buite, die werk van God tot stilstand bring.
In ons tweede gedagte vanaand sien ons dan ook daar saam, God se volk antwoord eers met gebed. Ons lees in vers 4 uitdruklik, sê Nehemia, onmiddellik toe die dinge gebeur het, sê hy, hoor ons God, dat ons veragtelik geword het in hulle oë. Ek dink ek het 'n bietjie daar gespring, Henry, as jy vir my net op punt 2 kan sit. Hy is daarby so 2 aan die kant. Ekskuus. Nou is dit 'n spoiler, soos hulle sê in Engels. Verskoon maar as die bord daar verskil. Ons sien die punt is, God se volk antwoord met gebed. Dit is die groot geestelike les wat ons hier moet neem as kind van die Here. Geestelike werk moet geestelik hanteer word. Dit beteken nie ons doen niks prakties nie. In vers 9 sien ons, hulle bid en hulle wagting is uitgesit. Maar die eerste beweging van Nehemia se hart is nader tot God. Bring hierdie stryd en uitdaging wat ek ondervind na die Here toe. In Handelinge 4 gebeur dieselfde na Pinkster. Petrus en Johannes word gedreig omdat hulle Jesus verkondig. Net na hierdie wonderlike herlewing wat plaasvind en gebeur, kom die eerste teestand hulle tegemoet. En is baie keer al wat nodig is om ons tot stilstand te bring geestelik. Net 'n klein uitdaging. Net ons praat van, ons kan sê in Suid-Afrika, 'n slaggat, 'n pothol wat voor ons geplaas word en ons wil moed opgee. Maar God roep ons as sy kinders om nie toe te laat dat die wêreld ons oorheers, die Satan ons mismoedig maak nie, maar hy roep ons om hom te vertrou in gebed. Dan kan 'n kind wat in die donkerte is, hy kan self probeer sterk lyk, hy kan probeer self die lig aansit as hy nou moet wakker skrik, hy kan homself probeer oortuig hy's nie bang. Maar dikwels is die eerste instink van 'n kind om sy ma of sy pa te roep. Daardie roep is nie swakheid nie. Dis verhouding. Dis verhouding. Omdat daardie kind weet, ek kan my ma of my pa vertrou. By hulle vind ek rus, by hulle vind ek veiligheid, by hulle vind ek 'n vesting. En dit is die reaksie wat ons as kinders van die Here moet hê. Die eerste gedrang en gevaar en aanval van die sielevyand hoort jou en my te bring om uit te roep tot ons hemelse Vader. In 'n gemeente, waarheen gaan jy eerste wanneer teestand kom? Gaan jy eerste om te kla, selfbejammering, kwaad praat, vrees, of gaan jy eerste na God? Ons verloor dikwels geestelike gevegte, nie omdat die vyand almagtig is nie, maar omdat ons gebedsloos is. God se kerk krimp, word aangeval, gaan tot niet. Nie omdat die vyand te groot en te sterk en te magtig is, maar omdat die kerk op haar eie voete probeer staan in baie gevalle. God roep ons op ons knieë. Hy roep ons om hom daar te ontmoet. Ons probeer praat omdat ons nie bid nie. Ons probeer beplan voordat ons bid. Ons probeer reageer voordat ons bid. Ons probeer bou sonder afhanklikheid. Nehemia leer ons wanneer spot kom, bid. Wanneer druk en uitdaging en vrees kom, bid. Wanneer mense jou verkeerd verstaan, wanneer daar stryd is, bid. Wanneer die taak te groot voel, bid. Maar wanneer die muur stadig vorder, bly bid. Gebed is nie die laaste opsie nie, wanneer alles misluk nie. Gebed behoort die eerste asem na God se werk te wees in jou en my lewe. O, liewe vriende, ons vergeet en verag so 'n gebedslewe. Dis 'n laaste uitweg waar die eerste reaksie in jou en my lewe behoort te wees as 'n kind van God. 'n Oproep en 'n uitroep na hom. In ons derde gedagte sien ons God se werk, vra gebed en waaksaamheid. Wat 'n woord wat ons so vergeet, waaksaamheid. Hier kry ons een van die belangrikste verse in hierdie hoofstuk. In vers 9, maar ons het tot ons God gebid en om hulle ontwil 'n wag teen hulle uitgesit dag en nag. En hier sien ons 'n wonderlike gebalanseerde geestelike verhouding. Want wat word ons baie keer gesê, jy moet maar net glo, maar net bid en alles sal beter word. En ons leer aan die een kant die mooi geestelike lesse, maar nie dat daar 'n verantwoordelikheid op ons rus. Ja, die volk het gebid, maar hulle het ook nie net gaan slaap. Hulle het vertrou op God, maar hulle was nie roekeloos. Hulle weet God beskerm, maar nog het hulle wagte op die muur gestel. Hulle is geestelik, maar hulle is ook prakties in God se werk ingerig. Die vers sê nie ons het gebid, daarom hoef ons oor niks te doen nie. Dit sê ook nie ons het wagte uitgesit nie, daarom hoef ons ook nie te bid nie. Maar ons sien die balans, hulle bid en hulle waak, en dit is geestelike volwassenheid. Om op God te vertrou, te bid en afhanklik van hom te wees, maar ook te besef, as kind van God, het ek 'n verantwoordelikheid om weerstand te bied teen die aanval van die sielevyand.
In Efesiërs 6 lees ons trek dan aan die volle wapenrusting van God. Hierdie wapenrusting gaan hand in hand met gebed. Die wapenrusting help jou en my geestelik staan, weerstand bied en die aanvalle, daai vuurige pyle wat Efesiërs 6 van praat, af te weer van die vyand. Jesus sê in Markus 14 vers 38, waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Nie net bid nie, nie net waak nie, maar daardie twee aspekte saam. 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nigter en waaksaam, wat julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Nou liewe vriende, dis hierdie waaksaamheid wat die kerk ook in baie gevalle verloor het. Ons word so lou, so gewoond, so gerusgestel in ons gemoed, dat ons ophou waaksaam word. En dit is wanneer die sielevyand inslim en ons probeer bring tot 'n geestelike val. Vervolging het nog nooit die kerk van Christus in gedrang gebring. Kyk maar hierdie geskiedenis, vervolging het die kerk laat groei. Vervolging het die kerk laat uitgaan en die evangelie laat uitverkondig, maar weet jy wat hierdie kerk tot 'n val gebring? Laksheid, gemaklikheid. Mag ek self die woord gebruik? Luiheid. So gewoond. Kom in my gemaklike kar, om stop, om luister na 'n diens, drink 'n koppie koffie en tee, en dan gaan ek maar net met my week aan. En alles word vir my gegee, ek kan 'n video kyk op die internet, en alles kom tot my. Nie langer is daar nie 'n begeerte, 'n honger, 'n besef, ek het 'n verantwoordelikheid in my verhouding met die Here nie. Dink aan 'n boer wat bid vir reën. Hy weet, hy kan nie wolke maak nie, hy weet, hy kan nie die seisoene beheer nie, maar terwyl hy bid vir reën, ploeg hy sy land, berei dit voor vir die reën waarvoor hy God vertrou. 'n Boer kan nie maar net terug gaan sit en sê, Here, stuur die reën, maar die land is nie voorberei. Liewe kinders van die Here, ja, gebed kan nie uit ons lewens uitverdwaai nie. Gebed kan nie verag word. Maar ons kan nie gaan sit op 'n hoopie en bid en nie meer langer waaksaam wees, op die uitkyk, wakker vir die duiwelse planne, wakker vir sy geestelike aanval. Wanneer ons kyk deur die geskiedenis van die kerk en ons sien waar godsmanne tot 'n geestelike val gekom het, getuig hulle self, dis toe hulle ophou waak het. Dawid is vir ons 'n voorbeeld hiervan. Hy gaan staan op die dak en hy kyk uit oor sy koninkryk. Terwyl hy behoort saam met sy manne in die oorlogsveld te gewees het, gaan sit hy en hy's gemaklik en rustig en hy waak. En sy oë sien Batseba en jy ken die geskiedenis hoe dit gelei het tot sy en die volk se ondergang. Hy het ophou waak, hy het ophou uitkyk, hy het ophou op God vertrou en op sy eie vermoë staat gemaak. Liewe gemeente, die beginsel is belangrik vir ons vanaand. Ons moet bid vir ons gesinne, maar ook waak oor wat in ons huise inkom en aangaan. Ons moet bid vir ons kinders, maar ook oplet wat hulle kyk, wat hulle hoor, wat hulle leer, waarmee hulle besig is. Ons moet bid vir die gemeente, maar ook waak teen kinderverdeeldheid en louheid. Ons moet bid vir herlewing, maar ook sonde ernstig op. Ons moet bid dat die woord suiwer verkondig word, maar ook seker maak dat ons aan die woord getrou bly. Party mense wil hê God moet bou, maar hulle wil nie wag hou. Hulle wil hê God moet herstel, maar hulle wil nie geestelike grense opstel en die muur in hulle eie lewens daar sit, wat juist die aanval afweer van die sielevyand. Hulle wil hê God moet hulle seën, maar hulle wil nie gehoorsaam wees aan sy woord. Nehemia leer ons, wanneer God bou, bid ons, maar ons kan nie slaap nie. Ons moet waak. Ons vierde gedagte vanaand sien ons dan ook daar saam, moedeloosheid van binne is soms gevaarliker as teestand van buite. Hier sien ons in Nehemia 4 vers 10 en tot 12 sien ons die toestand kom nou nie net van buite af, die aanval is dan nie met 'n gedrang van die vyand nie, maar selfs van binne. In vers 10 hoor ons van Juda wat sê, die krag van die lasdraers beswyk en die pyn is baie, sodat ons nie aan die muur kan bou nie. Moedeloosheid het die volk oorweldig. Dit is 'n belangrike oomblik. Sanballat en Tobia spot van buite, maar nou begin moedeloosheid van binne af die volk tot 'n stilstand te bring. Hulle is moeg. Hulle kyk na die pyn. Hulle kyk na die groot taak wat voor lê. Hulle voel krag raak min en dan sê hulle, ons kan nie. Dit is een van die gevaarlikste oomblikke in enige bouwerk, wanneer die mense wat bou begin glo dat die werk onmoontlik is.
Die geloof en die vertroue verdwyn en moedeloosheid kruip in. Let op die woord pyn. Hulle bou die muur, maar daar lê nog baie afval, gebreekte klippe en oorblyfsels van die vorige verwoesting. En plaas daarvan dat hulle kyk na die werk wat voltooi is en waar God alreeds begin het en die werk wat hy alreeds voortgesit het, let hulle op die werk wat voor lê en maak hulle moedeloos dat alles net daar tot 'n stilstand kom. Wanneer God 'n lewe herbou, is daar soms baie pyn, ou sondes, ou seer, ou patrone, ou gewoontes en mislukkings. Wanneer God 'n gesin herbou, is daar soms baie pyn, seer, woede, gebroke vertroue, verkeerde gewoontes en gebrekkige gebede. Wanneer God 'n gemeente herbou, is daar soms baie pyn, geestelike moegheid, ou teleurstellings, mense wat seer gekry het, bedieninge wat afgeskeep is, gebede wat verswak het. En as jy net na die pyn kyk, kan ons ook maklik mismoedig word. Ek gaan vanaand baie persoonlik raak met u as gemeente. Maar ek wil hê u moet saam met my ook sien wat God se plan hierdeur is. Toe ons in Brakpan gekom het en ons het begin met huisbesoek, het daar 'n sekere predikant se naam herhaaldelik opgekom oor wat hy verkeerd gedoen het, verkeerd gemaak het, verkeerd gesê het, en dit was asof die gemeente so vasgevang was aan dit in die verlede en nie gefokus op wat God nou wil doen nie. En ek dank die Here, en ek hou niks teen daardie man en wat hy gemaak, gesê het of gedoen het nie, maar dat ek vanaand kan sê die gemeente se oë is af van die verlede en nou kan ons kyk na die toekoms. Vergeet van die foute en tekortkominge, ja, ons leer daaruit. Maar wat wil God nou in Brakpan gemeente kom doen? Wat wil God nou in jou en my lewe kom bewerk? Ja, in ons gesinne, familielede wat ons dalk seer gemaak het, tye en plekke waar mense opgetree het en ons voel, ek kan nie meer nie, ek is moeg, ek sien nie meer kans nie, maar vanaand kom roep die Here, dat ons nie sal toelaat, dat moedeloosheid van die verlede, gebrekkigheid en 'n groot werk wat nou vir ons lê, ons tot stilstand sal bring. In Numeri 13 sien ons hoe Israel by die beloofde land kom. Die verspierdes sien die land, hulle sien ook die reëse, en 10 van hulle sê, Numeri 13 vers 31, sê, ons kan nie teen 'n volk optrek nie, want hulle is te sterk vir ons. Maar dan sien ons vir Kaleb in vers 30 van Numeri 13, en sê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. 2 groepe manne. Een sê ons kan nie, ander sê ons kan. Hulle kyk na dieselfde probleem, hulle kyk aan te pak, waarom iets te begin nie. Maar as jy begin by een hoek, een blokkie, een rak, en dan begin die stadig orde in plek te kom. Die hele vertrek word nie in een oomblik reg nie, maar stuk vir stuk word dit herstel. En daarom, liewe kind van die Here, dalk moet ek in die naand begin by baba tree. Een voet voor die ander een tussen. Dalk voel die uitdaging vir my te groot en te oorweldig, ek te klein en te swak. Hoeveel keer het ek al misluk? Hoeveel keer het ek nie reg gekom nie? Maar God roep jou vanaand om een voet voor die ander een tussen. Ons word geleer in die tyd wat ons lewe, soek die maklikste, kortste en beste pad. God roep ons en sê, volg my na. Nie altyd op die maklikste, die gelieflikste nie, en die mooiste nie, maar tot sy woord. Die gevaar is om na die hele pynhoop te kyk en moed op te gee. Geloof sê vanaand vir jou en vir my, Here, wys vir my die volgende steen. Ek sal vanaand gehoorsaam wees. Nie wat is die pynhoop en die werk wat nog voor lê nie, maar wat is die volgende steen wat ek moet opneem, inplaas en bou. En as ek gevestig is, Here, kom wys my die volgende. Liewe gemeente, miskien voel iemand vanaand, ek is moeg. Die pyn is baie, ek het probeer, ek weet nie of ek kan aanhou nie. Moegheid beteken nie God is afwesig nie. Moegheid beteken jy is mens. Maar moenie toelaat dat moegheid die finale woord kry. Moenie toelaat dat moedeloosheid oor jou heers. Daar is 'n verskil tussen Here, ek is moeg, en Here, ek kan nie. Wat is vanaand jou en my antwoord? Jy mag vir die Here sê, jy mag huil, jy mag swak wees, maar moenie jou oë van God vir 'n oomblik afhaal. Moenie dat die werk van God in jou hart, in jou huis en in jou gemeente
en gemeenskap tot 'n stilstand kom nie. Die vyand wil hê jy moet na die pyn kyk wat jy vergeet waarmee God besig is om juis te bou en te verander. Ons 5de gedagte vanaand sien ons God se mense moet weer na die Here kyk. In vers 14 lees ons, hier kom ons by die hart van die boodskap. Nehemia sien die vrees, hy sien die moegheid van die volk, hy sien die dreigemente, hy sien die gevaar en dan sê hy, wees nie bevrees vir hulle. Dink aan die Here, die groote en gedigte. Hier is die draaipunt, nie net vir Nehemia nie, maar vir die hele volk. Nehemia sê nie, dink aan julle krag nie, hy sê nie, dink aan julle eie planne, aan julle eie getalle nie, maar hy sê, dink aan die Here. Die woord dink beteken hier om te onthou, om weer in gedagte te bring, om jou hart terug te rig op die waarheid van wie God is. En dis presies wat die duiwel wanneer die uitdaging die verlede gedoen, hoe die Here my hier op hierdie ouderdom waar u vanaand is gehelp en deurgedra voorsien. Van groot en klein mate het ons nie al persoonlik onderleef en bevind nie. Maar wanneer die uitdaging kom, dan vergeet ons. Want al daai herinneringe van God se grootheid en mag en sy gedigtheid weg. Tog sê sy woord, hy is gister, vandag en môre altyd deur dieselfde. Mense verander, my omstandighede verander, maar my heiland verander nooit nie. Dieselfde God wat met jou was in jou vorige uitdaging, in die vorige verdrukking, in die vorige moeilike tyd van wanhoop, en jou daar uitgehelp, is dieselfde God wat nie en pyn maak jou afkyk. Maar onthou, wanneer ons daarna kyk, om ons oë nie op dit gefestig te hou nie, maar op die Here self. So maklik onthou ons swakheid, ons probleme, ons mislukking, ons woorde, ons dreigemente, maar ons vergeet die Here. Nehemia sê onthou hom, onthou sy grootheid, onthou sy getrouheid, onthou sy verbond, onthou sy mag, onthou sy heiligheid. En dan sê hy, stry vir jou broers, julle seuns en julle dogters, julle vroue en julle huise. Dit gaan nie net oor 'n muur nie, dit gaan oor mense. Dit gaan nie oor gesinne nie, dit gaan oor aanbidding. Dit gaan oor die volgende geslag. Dit gaan oor die naam van die Here. Psalm 46 vers 2 sê, God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudheid is hy in hoë mate beproef. God is getoets en hy is waardig gevind. Daar is niks wat hy nie kan doen nie. Romeine 8 vers 31 sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? O, liewe kind van die Here, hoe vergeet ons hierdie vers? Hoe vergeet ons hierdie waarhede so vinnig? Hebreërs 12 vers 2 moedig ons aan wanneer dit sê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof. Dink aan Petrus wat op die water loop in Matteus 14. Terwyl sy oë op Jesus was, staan hy op water. Die wind waai reeds en hy haal sy oë van Christus af en toe begin hy sink. Hier word dit geillustreer vanaand vir ons op hierdie prent. Maar dis die realiteit. Toe sy oë op Christus was, toe kon self die eenvoudige Petrus op water loop, op die storms wat hier om hom weer staande bly. Maar die oomblik toe sy oë afval en mismoed sy hart invaar, toe kom hy tot 'n val. Waarheen kyk jy vanaand, liewe kind van die Here? Kyk jy net na 'n Sanballat en 'n Tobia? Kyk jy net na die pyn, na die moegheid, na die beperking? Of kyk jy vanaand na die Here? Nehemia sê, dink aan die Here, die grootte en gedigte. In Maleagi staan 'n vers wat die Here in my eie hart kom lewend maak het vir ons gemeente, om die Here by my begin het. En hy gesê, die heerlikheid van die tempel. Kom ek gee eers die agtergrond van die vers. Die volk kyk na die tempel wat klaar gebou is, wat ons juis hiervan lees waarmee hulle besig is. En hulle sien dat hierdie tempel is baie kleiner, baie meer eenvoudig as die oorspronklike eerste tempel, en hulle word mismoedig, hulle begin huil. Hulle sê, maar kyk hierdie tempel, ons onthou die vorige ene van jare terug, kyk na die verlede, né? En die Here gee vir Maleagi die woorde, en hy sê, die heerlikheid van hierdie tempel sal groter wees as van die vorige.
God kan weer 'n groot werk in hierdie gemeente kom doen. God kan 'n groot werk in jou en my hart en my lewe kom doen. Iets wat hierdie tweede tempel waar hulle hiermee besig was gehad het, wat die eerste nie gehad het nie, was die fisiese teenwoordigheid van Christus. Ja, God se teenwoordigheid was op die eerste tempel, maar Jesus self, volkome mens, volkome God, het in hierdie eenvoudige klein tempel gewandel, gepredik en die evangelie verkondig. En dis hierna waar Maleagi ons herinner en die volk herinner om vorentoe te kyk en te sê die heerlikheid van hierdie tempel sal veel groter wees as van die vorige. Hou jou oë vanaand gefestig op Christus. Wanneer jy bang is, dink aan die Here. Wanneer jy moedeloos voel, die spot met jou gedryf word, wanneer jou gesin geestelik onderdruk is, wanneer die gemeente herbou moet word, dink aan die Here. Ons bou nie omdat ons sterk is nie, ons bou omdat ons God groot is. In ons 6ste gedagte vanaand sien ons God se werk vra eenheid en om saam te staan. In vers 16 tot 20 word dit vir ons uitgelig. Na Nehemia die volk weer op God rig, organiseer hy hulle. Party werk, party hou wapens vas, die basuin is by Nehemia, en dan sê hy in vers 20, op die plek waar julle die geluid van die basuin hoor, daar moet julle bymekaar kom, onse God sal vir ons stry. Hier sien ons dat God se volk nie losstaande individuele is wat op hulle eie moet probeer regkom en klaarkom nie, maar as een deel van die muur aangeval word, moet almal reageer. As een basuin blaas, kom hulle almal bymekaar. Hulle verstaan ons is saam in die werk van God ingespan. Dis 'n belangrike beeld van die kerk ook vanaand. Die gemeente is nie klomp los individue, elkeen wat doen en maak soos wat ons wil nie, maar saam in Christus, in sy liggaam. 1 Korintiërs 12 vers 26 sê, en as een lid lei die hele liggaam saam. As een lid as een lid geëer word, is die hele lede saam bly. Hebreërs 10, 24 en 25 sê, laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Prediker 4 vers 9 en 10 sê daar die bekende woorde, 2 is beter as 1, want as een aangeval word, kan die ander een sy metgesel oprig. En dis tot wat God ook vanaand vir jou en vir my bring. As Satan verdeeldheid in die huis wil bewerk, dan gooi hy net iets tussen 'n man en 'n vrou. Laat daar net 'n bietjie skouerskuur ongemak wees. Laat daar net 'n bietjie bekleierery, net 'n gesindheid vorm. En dit trek die hele gesin deur. Die kinders hoef nie een woord te hoor wat pappa vir mamma of mamma vir pappa sê nie. Hulle voel dit aan. Hulle beleef dit. Hulle ondervind dit. En ek wil sê hoe oud of klein die kinders vanaand is, van die kinders het al kinders. Maar hulle voel dit aan. Verdeeldheid is die plan van die sielevijand. Eenheid is die werk van God. Dink aan 'n kool op die vuur, die bekende illustrasie. As 'n een kooltjie af word aan een kant geplaas word, vinnig gaan daai kool dood, terwyl die res van die vuur nog aan die brand is. Dis wat die Satan wil doen. Hy wil jou en my verwyder uit God se liggaam, uit die gemeente, uit ons geliefdes wat saam staan en saam die Here dien, waar hy God ons roep tot eenheid. Liewe vriende, as God weer bou, moet ons nie losstaande bouers wees nie. Ons moet nie op ons eie vermoë staat maak en ons eie gedagtes volg nie, maar saam bou, saam vir mekaar bid, saam mekaar bemoedig. Ons moet mekaar help wanneer iemand moeg is, mekaar waarsku wanneer iemand afdwaal, ons moet mekaar dra wanneer die stryd swaar raak. Daarom is kerkwees nie opsioneel vir gelowiges. 'n Christen wat sê ek het nie die gemeente nodig nie, verstaan nog nie wat dit beteken om deel te wees van Christus se liggaam. Dit is so maklik om te sê ek het nie die kerk nodig om die hemel te kom nie. Maar dan wonder ek by myself, as jy nie nou wil deel vorm van God se kinders nie, wat gaan jy eendag in die hemel maak? Wat gaan jy eendag maak tussen sy geliefdes en sy kinders wat saam aan hom eerbied en lof bring? God roep ons as 'n eenheid om saam te staan, saam te vorder, mekaar te ondersteun. Na ons laaste gedagte vanaand sien ons God se werk vra volharding tot die einde. In vers 21 en 23 van hierdie gedeelte lees ons die hoofstuk eindig met volharding. Hulle hou aanwerk, hulle hou aanwaak, hulle hou aantrek en vorder aan die werk van God. Hulle is gereed, hulle bly op hulle poste. Hulle het nie gesê ons sal bou tot wanneer Sanballat ons spot nie. Hulle het nie gesê ons sal bou wanneer die pyn weg is nie. Hulle het nie gesê ons sal bou wanneer dit maklik raak.
Hulle het gebid, hulle het gewerk en hulle het aangehou. Dit is volharding. Dit is tot wat God ons, sy kinders, roep om te volhard wanneer dinge moeilik raak. Baie mense begin goed, maar min mense hou aan wanneer dit moeilik raak. En liewe kind van die Here, dit gaan nie vanaand in jou en my geestelike lewe. Dit maak nie saak hoe ons begin nie. Dit maak saak hoe ons dit eindig. Hierdie wedloop op aarde, of God my 30, 40 of 80 jaar gee, dit gaan nie oor hoe ek dit begin nie, maar hoe ek dit eindig. 1 Korintiërs 15 vers 58 sê vir ons, daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Let op Hebreërs 12 vers 1 sê, laat ons met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Openbaring 2 vers 10 roep Christus self sy kerk op en hy sê, wees getrou tot die dood toe, en ek sal u die kroon van die lewe gee. Galasiërs 6 vers 9 sê, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Dink in 'n lang afstand wedloop. Die moeilikste deel is nie die begin vir daardie atleet nie, dis die einde. Dis daar waar sy liggaam begin voel, hy kan nie meer nie, dis te swaar, dis te moeilik. En langer is dit die geveg nie meer in die liggaam nie, maar die bo in die gedagtes, om homself te druk tot oor daardie lyn. Liewe gemeente, vanaand word ons geroep om aan te hou bid, aan te hou bou, aan te hou Christus van hom te getuig, aangehou om te dien in die gemeente, aan te hou om stryd te bied teen sonde, aan te hou volhard tot die einde toe. Moenie wag totdat alles makliker is, voordat jy gehoorsaam is nie. Gehoorsaamheid gebeur dikwels juis in die diepste van stryd, in die grootste van uitdaging. Vanaand se oproep, liewe kind van die Here, as jy met enige woorde hier uitstap, laat dit hierdie weer woorde wees. Wanneer God weer bou, gaan daar spot wees, daar gaan druk wees, daar gaan moegheid wees. Wanneer God weer bou, gaan versoeking nie ophou, maar God roep sy volk om te bid, te waak, saam te staan en te volhard tot die einde toe. En daarom is die boodskap vanaand eenvoudig. Moenie ophou bid omdat daar teëstand is nie, maar inteendeel hou aanbou omdat die Here groot en gedig is. Rig vanaand jou oë op hom. Moenie toelaat dat moedeloosheid jou hart te vervul en dink, my gesin, my familie gaan nooit verander. Ag, hierdie dorp Brakpan gaan maar altyd ou Brakpan wees. Hierdie gemeente gaan maar altyd hierdie gemeente wees. Niks kan hier groei of vorder of gebou of uitgebrei word nie. Of kom ons trek die sin en sê, ek sal nooit kan verander. Ek sal nooit kan verbeter nie. Ek sal nooit kan groei nie. Dit is die spot van die vyand wat in ons harte ego. Moenie dat daai stem vanaand die oorwinning kry nie. Lig jou oë en jou gemoed vanaand op Christus. Vertrou hom weer. Net een voet voor die ander een is. Die volgende baksteen in daardie muur te plaas. En mag God vanaand aanhou voortbou in jou lewe, in jou familie, in jou gemeente en in jou gemeenskap. Al kom daar teëstand, mag ons weet, ons God is groter. Ons God is gedig. Ons God die oorwinning behaal. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie dat ons vanaand weer voor U kan kom stil raak en tot U kan bid. En weet Here dat ja, ons raak soms moeg, Here. En U ken daardie gevoel al te goed. U self as mens het versoeking weerstaan 40 dae in die woestyn. Here, U roep ons om net U na te volg in daardie pad. En Here, daarom wil ons vanaand kom en sê ons wil nie langer vertrou op ons eie vermoë en ons eie krag en in staatstelling nie, maar op U. Ja Here, ons erken daar is 'n vyand. 'n Vyand wat baie slimmer en groter is as ons. Maar dankie Here dat ons vanaand kan weet, U het die vyand alreeds oorwin. U heers vir ewig as koning en mag ons dit ook so ondervind in ons eie lewens in hierdie aan. O Here, bring ons weer op 'n plek van gehoorsaamheid, van oorgegee aan U en U wil en U waarheid. Mag ons nie vanaand moed verloor. Maar Here, as U vanaand dalk vir ons kom uitwys het, waar het ons moedeloosheid in ons lewens toegelaat? Waar het die spot ons geestelike lewe tot stilstand gebring? Mag ons daardie vrees en onsekerheid en bekommernis vanaand voor U voete kom neerlê. En ja Here, dit bely.
Ons kan dit nie toelaat. U sê self, u het nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee. En daarom behoort ons nie so te wandel nie. Maar dankie Here dat U ons nie vir 'n oomblik alleen laat of van ons eie gemak, maar U roep ons vanaand nog steeds tot gehoorsaamheid en om oorgegee aan U te wees. Here, kom seën ons en kom wees met ons. Ons bid dit in die heilige, kosbare en dierbare naam. Amen.